ek is vanmôre opgewonde om vir u te bring wat die Here op my hart gelê het. Ek wil vanmôre met u praat oor die tema, in jou fokus lê jou oorwinning. In jou fokus lê jou oorwinning. Die hoofgedeelte wat ek daar gaan aanhaal, ek gaan verskeie verse aanhaal soos ek gaan, maar wil ek wegspring met Hebreërs 12 vers 2. Baie belangrike gedeelte in die woord van die Here. Hy sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Daai gedeelte is vir my baie belangrik. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Wanneer ek baie keer goed soos hierdie luister en ek kyk na dit, dan besef ek, verskoon, ek wil net so 'n bietjie die wyntjie nader bring, dan besef ek dat dit laat my so baie dink aan hierdie perde wat resies hardloop, vir wie hulle oogklappe moet opsit en sê, bly gefokus waartoe jy moet gaan, sodat jy nie afwyk links of regs nie. Amen. Partykeer is dit nodig dat ons in die gees bietjie moet oogklappe kry, sodat ons nie afwyk van wat ons moet doen nie, maar laat ons gefokus sal bly. Amen. Nou ek wil vanmôre met u deel in die tyd waarin ons leef, sit ons met geweldige afleidings, ons sit met baie probleme, storms, ons sit nou onlangs met hierdie geweldige groot brande en woensdag aand het ons die Here eer gegee vir hoe hy ons mense deurgedra het, hoe hy vir hulle voorsien het en ons dink ook aan die wat wel baie verliese gehad het in hierdie tyd. Maar ons dank God vir sy genade want dit kon soveel erger nog steeds gewees het. En ons het minimale probleme wat ons gesien het selfs van en ons dank die Here dat hy vir ons goed was, maar ek sê weer ons dink en ons bid vir die wat deur dit erg geraak is. Ons kom in 'n tyd, dis 'n nuwe jaar en baie keer dan voel ek hoor my storms van laas jaar gaan nou maar hierdie jaar aan. Baie van ons het gepraat en gesê dat hierdie jaar se storms het al reeds op 'n hoogtepunt weggespring. Hierdie jaar het al reeds bietjie willer weggespring as wat ek gehoop het of as wat ek geantisipeer het wat gaan gebeur, maar op die einde van die dag wil ek vanmôre vir jou sê, die storms kan daar wees, die probleme kan daar wees, maar Jesus is ook daar, sê amen. Ons moet vanmôre weet dat my Jesus is daar te midde van die storms. Ons sal nooit sy godheid kan erken en bely as ons nie kan besef eers hoe groot die storms om ons wat hy stil gemaak het nie. As ons kyk na hierdie ding wil ek vir jou sê dat vanmôre die storms kan daar wees, maar jou fokus moet vanmôre reg wees. Jou fokus moet op Jesus wees, want dit wat jy op fokus is dit wat jou gaan oorwin of oorwinning gee. As my fokus op die probleme is, gaan die probleme my oorwin. As my fokus op Jesus is, gaan Jesus my die oorwinning gee. Amen. Ons kyk na een gedeelte, ek gaan so 3 gevalle vir julle vinnig aanhaal. Die eerste een is Petrus, baie welbekende gedeelte in die woord van die Here, Matteus 14:29 tot 30 sê hy, en hy sê dis Jesus, sê vir Petrus, kom, en Petrus het uit die skei geklim en op die water geloop na Jesus, om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Ek wil hê jy moet 'n paar goed mooi verstaan, dat voor Petrus uit daardie skytjie geklim het op pad na Jesus toe, was die wind reeds daar. Die golwe was reeds daar, want saam met wind kom golwe. Maar toe Petrus in die skytjie was sy fokus op Jesus. Toe Petrus uit die skytjie klim en hy begin nou in geloof loop, toe skuif sy fokus na die storm en nie na Jesus nie. Die storm het hom nie oorwin nie, sy fokus het vir hom 'n nederlaag amper bewerkstellig. As jou fokus Jesus is, wil ek vir jou sê, dit maak nie saak hoe groot is die storm nie, Jesus gee die oorwinning, Jesus is ons antwoord, hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, Jesus is vanmôre die antwoord op al ons probleme, maar my fokus moet Jesus wees. Ons wil heeldag vir die Here vertel, hoe groot is die storms en die probleme, begin bietjie vanmôre vir jou probleme vertel, hoe groot is God. Begin vanmôre bietjie God te eer en jou fokus op hom te kry. Is dit nie wat saak maak nie? Ek wil hê jy moet verstaan. Jy sink nie omdat die storm so groot is nie. Jy sink omdat jou fokus versteurd geraak het.
Baie mense huil en vertel van die storms wat hulle onderkry. Ek wil vir jou sê, jou fokus het weggeraak van God af. As baie mense wat vir jou in baie detail die duiwel en al sy werke kan beskryf, maar vra vir hom iets oor God, dan ken jy net die basics. Die kerk was baie jare so duiwelsbewus, dat ons alles geweet het wat van die duiwel is, maar ek vra vir jou, ken jy God? Want ek wil nou vir jou sê, wanneer ek God dien in gees en in waarheid, het ek nie nodig om alles van die vyand te weet nie. Ek het nie nodig om my te steur aan die vyand en al sy goed nie. Maar wanneer ek besig raak met die vyand en sy goed, verloor ek fokus met God wat vir my die oorwinning gee oor elke werk van die vyand. Hy sê, hy het graf, hel en dood oorwin. En ek wil hê en ek moet dit vanmôre weet. Volgende een wil ek met u praat oor Daniël. Daniël was gefokus op God, nie op mense nie. As ons gaan kyk wat staan in Daniël 6 vers 11, sê en toe Daniël verneem dat die skriftelike bevel onderteken was, het hy na die huis gegaan en 3 maal per dag op sy knie geval en gebid en God geprys, net soos hy tevore gedoen het. Daniël het nie aanpassings gemaak omdat die aanslag kom nie. Daniël het sy fokus gehou waar dit was en hy het geweet my God sal my uitred. Ons maak aanpassings wanneer ons sien die omstandighede kom. In baie gevalle, dan wil ons gou aanpassings maak en ek spring gou hier, nee, kom ons los my, want nou dit en net nou dat. Ek wil vandag vir jou sê, Daniël het hom nie gesteer aan die wet nie. Daniël het hom nie gesteer aan sy vervolgers nie. Daniël het hom nie gesteer aan die leeukuil wat die dreigement was nie. Daniël was gefokus op die Here my God, my toevlug, my heil. Wie sal my iets kan aandoen? Daniël het geweet dat God is en bly getrou. Daniël 6 vers 23 sê, want hy het op sy God vertrou. Amen. En Daniël se God was getrou. Daniël se fokus was God. Daarom was God sy beskerming. As jy gaan kyk, die woord van die Here sê dat die volgende dag het die koning hulle wat Daniël vervolg het en leeukuil gegooi. Voordat hulle die grond geraak het, was hulle verskeur. So, moenie vir my vertel die leeu's was nie so honger nie. Moenie vir my vertel het was klein leeuwtjies nie. Ek weet nie wat die wetenskap sal uitdink nie, want hulle gaan een of ander storie wil uitdink. Maar ek sê vanmôre vir jou, die fokus was Jesus Christus, en omdat Daniël gekyk het na Jesus, glo ek het die leeu saam gekyk, waarvoor kyk hierdie man? Ek glo terwyl Daniël so dop en sy oë is op Here gevestig, het die leeu's gekyk, waarvoor kyk hierdie man? Hy's iets veel groter as ons in hierdie hok. Die volgende ouens se fokus was nie op God nie. Hulle het hier onder gekyk, daarom het die leeu's ook onder vir hulle gekyk. Ek wil vanmôre vir jou sê, kry jou fokus weer terug waar dit moet wees. Kry jou fokus vanmôre weer op Jesus, en ek wil vir jou sê, Jesus gaan vir jou die oorwinning bewerkstellig. Ons raak distracted, soos Engelsman sê. Ons raak weggevoer met omstandighede en nonsens. Ons raak besig met die bysaak, terwyl die hoofsaak Jesus Christus is. Paulus sê, ek het my voorgenem om niks anders te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Dis waaroor dit gaan. My Jesus lewe, my koning Jesus lewe. Kom ons kry ons fokus terug na Jesus toe. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Wanneer God jou fokus bly, gaan geen mens jou roeping en jou bestemming wat in God is kan kanselleer nie. Dis mense wat weet jy het 'n roeping in jou lewe. Jy het toegelaat dat mense dit vir jou steel en jou verskoning is mense dit en mense dat. Ek wil vanmôre vir jou sê, is jou fokus op God of is jy besig met die mens? Ek wil vanmôre vir jou sê, as God iets in jou lewe wil bereik, sal geen mens dit kan keer nie. Ek gaan dit herhaal. As God iets in jou lewe wil bereik, gaan geen mens dit kan keer nie. Herkou 'n bietjie vanmôre aan dit. Sadrag, Mesach en Abednego. Die 3 manne se fokus bepaal wie brand en wie brand nie. Die woord van die Here sê vir ons in Daniël 3:25, kyk, ek sien 4 manne los rondloop in die vuur.
Ek sien as 4 manne wat los rondloop in die vuur. En die 4de een het 'n gedaante soos 'n seun van gode. Die 4de een het 'n gedaante soos 'n seun van die gode. Glory to God. Halleluja, waar 2 of meer in my naam bymekaar kom en saamstem, is ek in julle midde. Hierdie koning het dit eerstehands ondervind en gesien. Daar's 'n 4de een wat rondloop, verbeel jou nou, Elsbie, staan gou, kom, staan gou hier, Jacques, staan gou hier. Kom, Dion, staan sommer ook hier. Verbeel julle ons drietjies begin loop, die drietjies begin loop en hulle begin die Here prys. En volgende oomblik as sien nou, hoorie maar, stel 3, maar nou is daar 4de een wat saam beweeg. En ek sê vanmôre vir u, dit is nie die mens wat in beweeg het nie, dis die krag van God. Julle kan maar sit en julle is baie treurig. Amen. Ek wil hê moet vanmôre weet, hulle het die Here geloof, hulle het hom geprys en God het geantwoord, want waar 2 of meer in my naam bymekaar kom en saamstem, is ek in julle midde. En ek wil vanmôre vir jou sê, jou omstandigheid is nie te groot nie. Jy moet net weer jou fokus op Jesus kry, amen. Jy moet net weer saamstem, jy moet net weer bid en hy sal opdaag. Woo, glory to God. Die koning dink hy gaan hulle nou bang maak. Hey, maak hom 'n bietjie warmer. Maak hom 7 keer warmer. Ek weet nie hoe hulle dit bepaal nie, maar okay. Hulle het ook seker een van die fancy termostate gehad van die Flintstones. Hy sê 7 maal. Nou daai staan, en weet jy hoe hulle dit gedoen, Zulda? Hulle het bijvoorbeeld 1 stomp gegooi, was 1 en 7 stompe is 7 keer warmer. Ok, is eintlik maklik. Ok, nou maak hulle daai 4, 7 maal warmer. Hy sê, die res van die volk begin almal bewe. Hulle almal raak in beroering. Is moeilikheid. Saterdag meesterskap het 9 gesê, ag nou gaan dit nou net lekker raak al binne, laat ons nie koud kry nie. Sê, nou gaan ons die Here prys. Nou gaan ons die Here prys. En terwyl hulle gaan, die ouens wat hulle ingooi, hulle brand dood langs hulle. Weet jy hoekom? Saterdag mees en Abednego se fokus was op God. Hierdie ouens se fokus was op die vuur. Wie doodgebrand? Die fokus wat op die vuur is, nie op God nie. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, volk van die Here, jou fokus bepaal wie brand en wie brand nie. Jou fokus bepaal vanmôre of jy ondergang of nie. As jy jou fokus op Jesus kan kry, dan sal die vyand jou nie kan oorwin nie. Sê amen. Ek dink hulle het die ouens so jammer gekry en gesê, Boeta, hou vas, julle gaan nou 'n bietjie warm kry, hoor. Ons sal later julle familie net vertel wat gebeur. Ons gaan gou 'n bietjie in. Hulle gaan in 'n aanbid. Die woord sê hulle het uitgekom uit die oondtyd. Hulle het nie eers geruik na rook nie. Hulle het nie eers geruik na rook nie. Tja. Is my fokus vanmôre op Jesus? Ruik so 'n bietjie in die gees aan jouself. Dan ruik jy of jy rook kan ruik op jou. Maar dan wil ek vir jou sê, dan is Christus nie jou mikpunt nie. Dan is Christus nie jou fokus nie. As Christus jou fokus is, sal jy nie eers ruik na rook nie. Die vyand se aanval sal nie eers 'n skadu op jou los nie, want God is met jou, sê amen. Ek wil hê jy moet dit vanmôre verstaan. Hy sê so mooi in Daniël 3 vers 17 tot 18, ons God wat ons dien kan ons red. Maar al doen dit nie. Maar al doen hy dit nie, laat dit aan u bekend wees, o koning, dat ons sal u gode nie dien nie. Is jy bereid vanmôre om te sê, ek gaan nie buig nie, al word ek vervolg? Is jy bereid? Of skrik ons jou af deur elke dreigement wat kom, elke probleem wat kom, elke omstandigheid wat kom en sê, ek kan nie meer nie, en jy is in 'n toestand. Jou fokus moet op God kom vanmôre. Ek sê vanmôre vir u, hoor die woord van die Here. God sê vir my vanmôre deur sy diens, baie duidelik. Sê vir my volk, hulle fokus het begin uitfokus raak. Ek sien 'n blurry vision, ek sien iets wat dof is, wat nie meer weet waartoe ek kyk nie. Ek sien iemand wat verward rondkyk, wat sy sig begin verloor het. God sê my kerk moet terugkom, om hulle fokus in te stel op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Ek wil hê moet vanmôre saam met my kom op daai plek wat ons sê, Here, hier is ons sal U loof, ons sal U prys. Die manne wat op God gefokus het,
het rondgeloop in die vuur. Dit was nou geen rede om te celebrate nie. Geen rede nie. Die ander ons het seker wonder, spring hulle rond van hitte. Nie, hulle het rondgespring van heerlikheid van God. Wanneer ek by die huis is, dan begin ek baie keer so op die bank sit en bid saam met die kinders, en sê ek nou bid, dan bid ons nou 'n bietjie saam almal. Maar dan so op 'n stadium voel ek kan nou nie so sit nie. Dan sê ek op man. En wanneer ek nou begin lekker bid, dan begin ek beweeg. Dan begin ek God se naam groot maak. Ek loof U, ek prys U, ek aanbid U. Dan begin ek kom eer en ek kom in beweging, want waar krag is beweging. Amen. Amen. 'n Engine gaan mos nie beweeg en daar's nie beweging in die voertuig nie. Okay, Here gee net so 'n cracker onder elkeen nie. Maar okay, op die einde van die dag wil ek vir jou sê, daar kom beweging wanneer die heerlikheid van God oor my kom daar beweging. Halleluja, daar's beweging wat plaasvind en hulle was besig om God te prys. En soos die salwing oor hulle kom en die heerlikheid inbeweeg, toe begin hy nou weet, as jy wag, ek's nou die mekaar. Hierdie vuur wat nou hier is, ons het dan net 3 ingegooi. Ek wil vandag vir jou sê, weet jy hoe lekker gaan dit wees as die vyand dink hy val jou aan, hy sê hoorie maar hier's nou iemand anders betrokke. Ek het nie geweet nie, ek het gedink ek val hierdie jou aan, maar wat gaan nou hier aan? Wat gaan nou hier aan? Skielik besef hy, man, ek het nou gedink ek is hier vir jou, maar nou wat gaan nou hier aan? Wat gaan nou hier aan? By geleentheid word 'n meisietjie aangeval en voor haar het 'n ander dametjie geloop en hulle het niks aan haar gedoen nie, maar op die kamera het hulle dit vasgevang en die meisietjie kom deur baie trauma, ek wil nou nie daar in diepte ingaan nie. En terwyl hulle ondersoek doen en haar kry as 'n getuie, toe sê hulle vir haar, maar hoorie, jy het voor die tyd geloop, jy was daar deur, hoekom het hy niks aan jou gedoen nie? En hulle roep hierdie skurke wat gevang is in. Ek dink dit was 2 of 4 manne wat die meisies aangeval het en sê maar, hoorie, julle het nou die meisie aangeval, maar voor haar het hierdie ingeloop, hoekom het julle haar nie aangeval nie? Hulle sê ons kon nie. Het jy gesien wat so groot manne loop saam met haar? Het julle gesien wat so groot manne was weerskante van? Ons kan nie haar aanval nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand moet weet dat hy wat saam met my is meer as hulle wat teen my is. As God vir my is, wie kan teen my wees? Die vyand moet kan sien dat God is met my. Ons moet dit weet, ons moet dit besef. Maar ons is so 'n paar broekwag en bang partykeer dat op die einde van die dag lag die vyand vir ons, want ons hardloop so sterk tussen die bene. Dit laat my baie keer dink, ken julle hierdie klein Doberman Pinscher hondjies? Is daai klein hondjies wat lyk of hy jou wil heel insluk. Hy blaf vreeslik, hy gaan vir jou stikken byt. Jy kan net jou klein hondjie, maar hy gaan jou byt hoor. As jy jou gryp hy vir jou. Jou skoenveters eers. Nou, daai dingetjie lyk of hy jou wil heel opeet en as jy so maak. Hy los so spontaan, dit lyk soos 'n slak, maar in hondvorm. Hy los so streep soos hy gaan. Party kinders van die Here is dieselfde. Ons dien die Here en die Here is vir ons. En maak die vyand so en los jy so piepie streep soos jy hardloop. Weet jy wat? Kom ons draai dit bietjie om. Kom ons jaag die duiwel dat hy 'n streepie los. Sy streepie is getrek. As God vir my is, wie gaan teen my wees? As God seën, wie kan keer? Ek wil vanmôre jy moet verstaan. Dawid het gesê, jy kom na my toe met 'n lans, 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Ek kom vanmôre na jou toe in autoriteit, want God is met my. Ek wil vir jy sê, Samson het geweet, vyand julle kan kom. As die salwing oor my vader geraak, slaat ek julle almal dood. Hulle kan bly wees as net die eselskakebeen. Jy moet weet as hy daar 'n baseballbat gegryp het. Vandag sit daai het ons mooier tools. Nou ek wil gou vir jou sê, dit lê nie in die tool nie. Dit lê in die autoriteit wat God jou gee om die tool te kan gebruik. Halleluja, prys sy naam, prys sy naam. Moses gooi sy staf, God verander hom in 'n slang om vir die Farao te wys. Nou kom die towenaars, hulle maak ook toe slangetjies, sies tog. Eet sy slang, hulle slangetjies op. Moenie God uitdaag nie. Weet jy hoeveel mense het gesê ons gaan God namaak, hulle het tot 'n val gekom. Jy speel nie met God nie. God is God, halleluja. Glory to God. Ek raak so opgewonde oor hierdie goed, veral as julle is so lewendig is saam met my. Halleluja, vuur vernietig nie die wie se fokus die vuur vernietig die wat se fokus verkeerd is, nie die wie se fokus op God is nie.
As Jesus jou fokus bly vandag, gaan geen storm jou onderkry nie. Geen reus sal jou kan laat terugstaan nie. Geen omstandigheid sal jou kan definieer nie. Dit is baie belangrik. Ek wil hê jy moet mooi hoor. Ons laat omstandighede ons definieer, maar geen omstandigheid sal jou definieer as jy vanmôre jou fokus op God het nie. En geen mens sal jou roeping van jou kan steel nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, Jesaja 26:3 sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volkome vrede bewaar, want hulle vertrou op U. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar. God sal jou bewaar. Jy sal nie val nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 in jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Amen. Kom ons gee die Here eer. Halleluja. God is saam met ons. God is met ons. Wanneer jy meer fokus op jou probleem as op Christus en meer fokus op mense se opinies as die woord van God en meer fokus op vrees as geloof, dis dan daar waar jy geestelik gaan sink. Kolossense 3:2 sê vir ons, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Vanmôre wil ek vir julle sê en ek sluit daarmee, jy hoef nie die storm te stil om te oorwin nie. Die storms om jou hoef nie stil te raak voordat jy oorwin nie. Jy gaan 'n dreigende storm oorwin in Jesus naam. Jy hoef nie vanmôre jou fokus te sê, hoorie, ons sal kyk of God dit kan doen nie. Skuif jou fokus na Christus toe en jy sal oorwin. In jou fokus lê jou oorwinning. Moenie vanmôre jou fokus verloor nie. Ek pleit vanmôre by U kerk van God. Here sê vanmôre vir my, gaan sê vir my kinders, dit maak nie saak wat nou in jou lewe aangaan nie. Bring net jou fokus weer na my toe. Kom na my toe. Die uitnodiging staan. Kom na my toe, jy wat vermoei en belaai is. Ek sal jou rus gee. Jou probleem vanmôre is dalk nie 'n reus of 'n vuuroond nie. Jou probleem vanmôre is dalk nie net fisiese rowwe sewe op jou is nie, maar jou probleem vanmôre is dalk jou huwelik. Is dalk vanmôre jou finansies. Is vanmôre 'n ander aanslag. Hy kan 'n ander naam hê, maar die vyand bly die vyand. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, God bly God. God bly God. Die ekonomie kan maak wat hy wil. God bly God. In ons land kan gebeur wat wil. God bly God. Ek wil vandag vir jou sê, die rand kan val tot waar hy wil. God bly God. Alles kan gebeur wat wil. God bly God. Hy bly getrou. Hy sê, ek is nie 'n mens dat ek sal lieg, 'n mensekind wat spreek en dit nie waar maak nie. Vanmôre wil ek vir u vra. Die uitnodiging is daar. En hy sê, gee my net weer 'n kans. Sit vanmôre in die gees vir jou oogklappe aan. Sit vanmôre in die gees vir jou fokus. As jy weet jy sukkel want jy raak gou distracted, wil ek vanmôre vir jou sê, vra Here, gee vanmôre vir my oogklappe sodat ek gefokus kan bly. Ek wil vanmôre gefokus bly. Ek wil doen wat ek moet doen. Ek wil vir jou sê, die oomblik hoe meer jy vir God gaan doen, hoe meer distractions kom op jou pad. Maar as jy gefokus bly, val dit weg. Die woord van die Here sê in Jakobus, hy sê, weerstaan die duiwel. Hy sal van julle vlug. So onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel, hy sal van julle vlug. So kom ons doen dit vanmôre. Mag die Here help, mag die Here my help. Kom ons bid vanmôre saam. En ek vra Vader, wees nou met elkeen van ons. Help ons om ons fokus vanmôre op U te kry. Help ons om vanmôre gefokus te wees en te doen wat U wil hê, soos U dit wil hê, sodat U verheerlik sal word. Aan U gee ons alles, Here. Aan U gee ons onsself oor en ons sê vanmôre, Here, help my om my fokus op Jesus te hou. Die verleidings wat kom, wil ek my fokus op Jesus hou. Die probleme wat kom, wil ek my fokus op Jesus hou. As ons gefokus gaan bly, sal ons sukses behaal en ons dankie daarvoor. Dankie vir Jesus Christus wat die pad gestap het met die fokus. Hy het geweet die kruisdood wat hy moet sterf. Hy het geweet die pad wat hy moet stap en hy het daardie pad gestap voluit en op die einde van die dag het hy vir my en elkeen wat saam met my is vanmôre oorwinning bewerkstellig. Ons eer die Vader in Jesus naam en die volk van die Here sê amen. Kom ons gee die Here eer. Amen.